Baie welkom aan ons aanlyn kykers vanoggend. Dis die 7de Sondag in Paastyd. Is die Sondag tussen Hemelvaart en Pinksterfees. En ons is as 'n gemeente saam wat ook gereed maak om in hierdie week saam te bid by 3 geleenthede, Dinsdag, Woensdag en Donderdag by die Tuis vir Bejaardes elke oggend 10:00 en daarmee saam sal dit ook op YouTube beskikbaar wees. So vir hierdie week gaan julle môre wel 'n stukkie kry om te lees en dan Dinsdag, Woensdag, Donderdag gebruik ons die video wat uitgaan, wat die 3 Pinksterdienste is en dan TV Vrydag en Saterdag sal ons dan weer vir julle 'n stukkie gee om te lees. So gepraat van dat ons in Pinkster is en dat ons graag wil saam bid, is dit vir my belangrik dat ons net weer die week plaas waar ons was. En die belangrike is, as jy gaan kyk na Handelinge 1, en dit het ons oor gepraat, Donderdag met Hemelvaart, is dat Jesus baie duidelik sy disippels voorberei het vir wat sou kom, alhoewel hulle nie heeltemal mooi verstaan het nie. Maar belangrik in Handelinge 1, in die aanloop tot die Hemelvaart en ook die daarna, is die feit dat hulle op 'n stadium by mekaar was en dat die disippels toe vir Jesus gevra het of hy vir hulle gesê het, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het, bedoelende die gawe van die Heilige Gees. Dan kom die disippels en die mense besef hulle onkunde, wanneer hulle kom en sê, maar is dit nou die tyd wat die koninkryk van Israel gaan oprig? En Jesus dan sê, nee, dis nie vir my om te weet nie, ek bepaal dit nie. En dan die bekende Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang, wanneer die Gees oor julle kom, my getuies wees. En dan net daarna vind die Hemelvaart plaas. Maar dan jy ook die situasie dat die disippels dan nou vir die hemel staan en kyk, dat die engele kom en vir hulle sê, maar hoekom staan julle so en kyk na die hemel? Jesus kom terug, so daar moet iets gebeur. En die iets gebeur, lees 'n mens dan nou as hulle in vers 12 van die Olyfberg af terugkeer, na die stad toe. Nou, hulle reken omtrent so 'n kilometer by mekaar of weg van waar hulle was. Is hulle terug bo vertrek toe waar hulle gebly het. Disippels was daar, klompie vroue, soveel so dat hulle omtrent so 120 mense by mekaar was. En belangrik is daar dat hulle gesê het, hulle het almal eensgesind volhard in gebed, saam met 'n aantal vroue onder wie Maria, Jesus se ma, en sy broers was ook by. So belangrik was dat hierdie wag op die gawe van die Gees en die wag op die krag wat op ons uitgestort sou word deur die Heilige Gees, gaan gepaard met 'n wagperiode waarin daar 'n paar goed gebeur. Hulle is by mekaar volhard in gebed. En dan is daar 'n dag waar hulle dan nou vir Matthias aanwys as die opvolger van Judas. En as jy dan verder deurlees, dan gebeur dit uiteindelik dat ons dan nou by Handelinge 2 is, wanneer die Heilige Gees uitgestort word en daar dan bepaalde goed gebeur wat ons sê die paar wat na die hemel gestaan en kyk het, as hulle mooi nabetragting gehou het, seker nie kon dink dat hulle in staat sou wees tot dit wat op daai stadium gebeur het nie. Maar dis vir my belangrik dat ons vanoggend vir mekaar sê, kom ons leer by iemand wat beteken volhardende gebed. En jy weet, ons was die afgelope paar weke besig met vroue uit die Bybel, en ek wil die reeks afsluit en sommer so ingaan in ons Pinkster, deur te vertel van 'n vrou wat gebid het, volhardend en uiteindelik 'n moeder geword het.
om ons te help om dan ook in hierdie tyd volhardend eensgesind saam te bid. So, kom ons lees vanoggend saam uit 1 Samuel hoofstuk 1 en van die eerste vers af. En ons sal ek nog 'n paar verse net so tussenin vir ons almal. Maar kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam. Here, ons wil net vra, praat verder met ons. Ons is die bewus van die teenwoordigheid in ons lewe. Ons is bewus daarvan dat U ons harte ken, dat U vanoggend gehoor het wat ons in ons gedagtes en in ons harte sê, al het ons lippe nie eers geprewel nie. Maar ons is hier vandag om by Hanna te leer wat dit beteken om volhardend te bid en uiteindelik dan ook ons geloftes na te kom. So wil U ons lei en wil U ons bystaan in Jesus se naam. Amen. 1 Samuel 1. Daar was 'n man uit Ramatayim, 'n Sefiet uit die Efraim berge. Hy was Elkana, seun van Jerogam, seun van Elihu, seun van Tohu, seun van Sif uit Efrata. Hy het 2 vrouens gehad. Een se naam was Hanna en die ander sin Penina. Die groot hartseer. Penina het kinders gehad, maar Hanna nie. Elkana het elke jaar uit sy stad uit na Silo toe gegaan om te aanbid en aan die Here die Almagtige offers te bring. Eli se 2 seuns, Hofni en Pinjas, was in Silo priesters van die Here. Elkana het gewoonlik op die dag wanneer hy geoffer het, dele van die offermaaltyd aan sy vrou Penina en aan al haar seuns en dogters gegee. Alhoewel hy vir Hanna lief gehad het, kon hy vir haar elke keer net 1 deel gee, want die Here het haar kinderloos laat bly. Deel van Hanna se seer, sê vers 6, dan het die ander vrou haar baie gespot en verneder, omdat die Here haar kinderloos laat bly het. So het dit jaar vir jaar gegaan. Elke keer as Hanna in die huis van die Here gaan offer het Penina haar gespot, sodat sy gehuil het en nie wou eet nie. Dan sê haar man Elkana vir haar, Hanna, waarom huil jy? Waarom eet jy nie en waarom is jy hartseer? Is ek nie vir jou meer werd as 10 seuns nie? Vers 9, op 'n keer na die offermaaltyd in Silo, het Hanna opgestaan terwyl die priester Eli op sy stoel langs die deurkusyn van die tempel van die Here gesit het. Sy was bitter hartseer en terwyl sy tot die Here gebid het, het sy onbedaarlik gehuil. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê, Here Almagtige, as U tog op my ellende wou let, aan my U dienares wou dink, en my nie vergeet nie, en aan my 'n seun gee, sal ek hom sy lewe lank aan U gee, en as teken daarvan sal sy hare nie afgesny word nie. Sy het lank tot die Here gebid. Julle het stip na haar mond bly kyk. Hanna het in haar gedagte gepraat. Net haar lippe het geroer. Ek gaan net so ver lees. Kom ek bring jou net in die prentjie. Jy is welkom om die hele hoofstuk verder te gaan lees.
dit wat hier gebeur in vers 12, lei daartoe dat Eli die afleiding maak dat Hannah dronk is, en dat hy uiteindelik vir haar moet sê, word nigter, en sy dan vir hom vertel oor hierdie worsteling, haar pyn, haar seer, wat sy voor die Here uitgestort het, en hy dan vir haar gesê het, maar sy kan gaan, en mag die God van Israel gee, wat jy afgesmeek het, en sy's weg. En dan die feit dat toe hulle in Rama terugkom, sy en Elkana by mekaar geslaap het, en die Here het aan haar gedink, en sy was met die wisseling van die jaar, was sy swanger, en sy bring vir wie in die wêreld die seun Samuel, wat beteken ek het hom van die Here afgesmeek. Interessant, ons het nou gelees hoe sy telkens elke jaar saamgegaan het met die offer. Terwyl sy besig was om Samuel te smeek, het sy nie saamgegaan nie. Sy het gesê sy sal gaan op 'n bepaalde dag, die dag wat sy beloof het dat sy hom vir die Here sal gee. Sy sê wanneer die seun gespeen is, sal ek hom wegbring dat hy voor die Here verskyn en altyd daar bly. Haar man Elkana het vir gesê, maak soos jy dit goed vind, bly totdat jy hom gespeen het, mag die Here sy woord bevestig. Hannah het toe gebly, haar kind gevoed, tot sy hom gespeen het. Dan rustig vers 24 en verder, kan jy gaan lees oor hoe sy dan uiteindelik vir Samuel tempel toe vat, en vir dieselfde Eli gaan verduidelik en sê, onthou jy my, is ek is net hier om my gelofte aan die Here na te kom, en vir hom te gee wat ek beloof het. Vriende, as 'n mens oor kinderloosheid praat, dan is dit vir baie mense 'n baie hartseer saak. Vir die meeste vroue is die begeerte om 'n kind in die wêreld te bring en groot te maak belangrik. Tuurlik is daar omstandighede waar dit nie kan gebeur nie, of waar iemand uit keuse uit nie kinders het nie. Hannah, wat op hierdie stadium kinderloos is, ervaar en beleef dat haar man Elkana haar tog lief gehad het ten spyte van hulle kinderloosheid. Dit was destyds nog 'n redelike groot ding dat jy vir jou man 'n nageslag moes gee, en selfs, jy weet, nog beter as dit nou 'n seun is om dit te laat verder gaan. So dit was regtig 'n eina situasie, iets wat nie lekker was nie. Maar wat belangrik is jy na hierdie verhaal kyk en jy lees dit en jy luister daarna, dan hoor jy van 'n vrou wat 'n diep gegronde verhouding met die Here gehad het, wat letterlik oor alles met die Here gepraat het, wat in 'n intieme gemeenskap met die Here geleef het. Wat ook interessant is van Hannah se gebedslewe en van haar toewyding aan God is dat sy oor die grootste krisis in haar lewe met God praat. Ons gebedsversoeke is baie keer op 'n vlak wat sonder diepte is. Dis maar algemene goed. Maar hierdie vrou het haar hart uitgestort. Stikkend, bitterlik gehuil. Nou, dit kon wees oor Penina se spot. Dit kon die kinderloosheid wees, dit kon verskeie goed wees. Maar sy het baie sterk gevoelens en emosies gehad wat sy met God gedeel het terwyl sy gesmeek het vir 'n kind.
En ja, die priester interpreteer dit as sy tronk. Maar as ek na Hanna luister, en ek kyk na Hanna se situasie, dan hoor ek ook Jesus se klem in die Nuwe Testament oor volharding in gebed. Op 'n stadium sê Jesus, Matteus 7, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Hy gebruik werkwoorde wat telkens aksie aandui. As jy dit letterlik wil vertaal, sou jy kon sê, hou aan vra en julle sal ontvang, hou aan soek en julle sal vind, hou aan klop en daar sal vir julle oopgemaak word. Daai julle vir Jakob, waar hy en God geworstel het Jakob hom vasgehou en gesê, ek gaan nie laat gaan voordat jy my seën nie. So gaan lees die Bybel, die wêreld van die Bybel, maar ook deur die geskiedenis van die Christendom is vol vroom mans en vroue wat die vrymoedigheid gehad het om hulle harte voor God uit te stort, vol vertroue en uiteindelik die oorwinning en die deurbraak beleef. Iewers moet ons Hanna se pyn verstaan. Die feit dat Elkana 2 vrouens gehad het, maak dit nog moeiliker. As daar by die offergedeelte gekom word, dan kry Hanna die een gedeelte en Penina en haar seuns en dogters die res. En ek dink 'n mens met jouself iewers in hierdie vrou se emosie probeer inleef. Hier sit sy, wil graag kind hê. Sy sien die ander vrou se kinders speel besig. En sy word gespot. Die belangrike is dat Hanna nie bitter word nie. Hanna kon baie maklik gesê het, arme ek. Arme Hanna. Nee. Sy ontwikkel 'n diep gebedslewe. So mag ek en jy, wanneer ons die vervolging en die spot van die wêreld beleef en ervaar, verdiep in ons gebedslewe en ons verhouding met God. Dit is nie altyd maklik om die ander wang te draai nie. Maar wat is die belangrikste? Ekskuus as ek die Engels sê, salvation belongs to the Lord. Die uitkoms, die wraak, behoort aan God, nie aan my en jou. Selfs die manier hoe die priester moet daar optree, is 'n stuk vervolging. Dis 'n stuk mishandeling. En as ek weer kyk hoe tree sy op. Meneer, kom ek vertel jou van my seer. Ek is net iemand wat my hart voor God kom uitstort het. Wat my siel jaar na jaar, dag na dag voor God blootstel. So meneer, ek is nie 'n slegte vrou nie. Ek is nie 'n onwaardige vrou nie. Meneer, my innerlike pyn
laat my by die voete van Jesus lê. Laat my by die voete van die Vader aanhoudend smeek. En dan sien jy hoe Eli verander. Dat hy dan vir haar sê, maar mag dit wat jy gebid het waar word. Gaan in vrede. Mag God jou gebed, jou versoek toestaan. Vers 11 is nogal 'n uitdaging in hierdie gedeelte. Wanneer Hannah by daai punt kom waar sy in haar gebed met die Here praat. En ek wil hê ons moet tog daaroor ietsie vir mekaar sê. Sy het 'n gelofte afgelê en aan God gesê. Ons wil baie keer in gebed met God onderhandel. Ons wil arm druk met God. Ons wil bepaalde beloftes maak dat as die Here dit, dan sal ons dit. Ek kry by Hannah iets anders. Ek kry by Hannah 'n diep opregtheid. En as jy die afloop van hoofstuk 1 lees, dan sien jy sy kom hierdie gelofte aan God kom sy na. Sy het elke jaar vir hom 'n manteltjie gemaak wat sy vir hom gevat het. So hierdie gelofte is deel van Hannah se toewyding aan die goeie van God se koninkryk. Hannah se belofte is iets wat waardig is en waarin God behaag vind om dit te eerbiedig. Hierdie was nie 'n vrou wat op 'n dag in 'n gebou ingestorm het en bloot gesê het, ek soek 'n kind. Sy was 'n vrou van integriteit. En as hy gebore word, dan noem hulle hom Samuel. Want ek het hom van die Here gesmeek. God het my gehoor. So hierdie klein Samuel, hierdie naam, simboliseer 'n direkte verband tussen haar gebed en God se genade. En nadat die kind gebore is, en sy hom gespeen het sy hom na die Here se huis toe gebring, om ewig daar te bly. Sy het lank tot die Here gebid. En dan kom die blye dag van Samuel se geboorte. En wanneer hy gespeen is en sy hom na Eli toe vat, dan sê sy vir hom, wie is ek? Sy herinner hom dat sy hierdie kind teruggee vir so lank as wat hy leef. En dit is 'n diep geestelike toewyding. Waar 'n kind toegewy is aan God se diens. So om 'n belofte aan God te maak, is 'n ernstige ding. Want wat gebeur?
Ons praat met mekaar eerlik volgens. As ek aan die een kant beloof om goed vir God te doen, en ek doen dit nie, dan sit ek met 'n klomp skuldgevoelens wat my opvreet. Aan die ander kant getuig baie van hulle wat geloftes afgelê het, dat daar waar hulle beleef het dat God die versoek toegestaan het en getrou gedoen het wat hulle gesê het hulle sou doen, God se seën. Gaan lees maar die psalms daaroor. Wat sal die Here vergoed vir sy weldade aan my? Psalmis antwoord met 'n reeks van dinge, maar hy sê, een was, ek sal my geloftes aan die Here betaal. So kom ons sê vanoggend vir mekaar, gebed is nie sommer maar net nie. Hierdie gelofte was nie Hanna se eerste opsie. Hierdie gelofte kom as die hoogtepunt van 'n reeks gebede rondom 'n bepaalde situasie. Volhardend gebid, met toewyding gebid. Daarom vanoggend, waarmee help Hanna ons? Hanna help ons om te verstaan. Wanneer ek wanhoop, moet ek nie mismoedig word nie. God is bewus en bekend met my benarde situasie en hy het genoeg hulpbronne tot sy beskikking om in my behoeftes te voorsien. Alles gaan dalk nie die eerste keer gebeur. So God ken my situasie. Hy beskik oor genoeg om my behoeftes te voorsien. Dan kan ek en jy as, hulle gebruik die mooi Afrikaanse woord, as 'n godvrugtige mens, is iemand wat in 'n diep, intieme verhouding met God leef, kan jy in voortdurende gebed vir God vra wat jy wil. Jou gebed sal nie onbeantwoord bly nie. Dit mag dalk nie 'n ja wees nie. Mag dalk 'n nee wees. Maar dit sal nie onbeantwoord bly nie. Uiteindelik moet ons onsself ook afvra wanneer ons bid, hoe bevorder my gebed die koninkryk van God? Want uiteindelik moet die antwoord op daardie gebed
die heerskappy, die koningskap van God in mense se lewens duidelik sigbaar maak. Wanneer God gee hy tot eer van sy naam. En dan die laaste ding, ek sal my geloftes aan die Here betaal. Om God se wil te doen, is die hoogste prestasie van 'n mens se lewe. Nou moet jy asseblief nie prestasie verkeerd verstaan. Dat jy doen dit beter as ander een nie. Jy staan nou op nommer 1 op die podium. Jy kry die goue medalje en die ander ou die silwer medalje en die ander een die brons. Uiteindelik put mense ook vreugde uit dit wat jy vir God doen. Nou wil ek sê as jy mens 1 Samuel 1 lees, die Hanna met wie jy begin in vers 1 en die Hanna met wie jy eindig aan die einde van die hoofstuk, is dieselfde mens liggaamlik. Maar sy is van vers 1 na die laaste vers toe radikaal vernuwe. Totaal anders. Deur haar pyn, deur haar spot, deur haar seer, deur haar belediging, deur haar mishandeling. Uiteindelik is die kinderlose Hanna, die vrou wat begin bid het, is aan die einde van 1 Samuel 1 ma. Gevul met blydskap en diep, diep dankbaarheid. As God Hanna so kon help, as God Hanna se storie in 1 hoofstuk van die Bybel so ingrypend kon verander. Wat verhinder dat dit vir jou kan doen? So mag jy saam met my in hierdie tyd volhardend, eensgesind, toegewyd, saam bid. En gaan sit daai een ding voor God neer. Vat dit nou. Daar waar jy stikkend is. Dat wat vir jou eienaar is. Kom maar gee jou tyd en dan praat jy met die Here.
Here, ons wil vandag vir u vra, help ons asseblief om almal eensgesind in gebed te volhard. As ons saam met die disippels in die boot vertrek is, na die hemelvaart, en die vroue is by, en Maria, Jesus se ma is by, en die broers is by, dan lees ons hulle almal eensgesind in gebed volhard. Mag ons altyd saam bid. Mag ons bid vir die koms van die koninkryk, ook in ons lewe. Amen. Vriende, ons koninkryksnuus vanoggend, die volgende: ons Pinksterdienste, hierdie jaar weer by die huis vir bejaardes. Ons begin BV eers Dinsdag die 3de Junie, 10:00 die oggend by die huis vir bejaardes, so ook die 4de en die 5de, so 3, 4 en 5 Junie, ons Pinksterdienste by die huis vir bejaardes. Dit sal ook later in die dag op YouTube beskikbaar wees. Ons gaan die 5de die oggend ook by die huis nagmaal vier. En dan volgende Sondag, die 8ste Junie, is dit dan Pinksterfees, geleentheid waar ons ook saam nagmaal vier, en ons het ook die voorreg om 'n baba seentjie te doop. So dis 'n mooi geleentheid waarin ons ook die voorreg gaan hê om die 2 sakramente saam te bedien, en uiteindelik ook die voorreg hê om die uitstorting van die Gees opnuut te herdenk en te vier, en onsself ook oop te stel vir die werking van God se Gees in ons lewe. Jy is welkom om my te kontak, 083 654 0806. Hou tog maar in gedagte, as jy 'n nuwe foon kry, of jy kry 'n ander nommer, stuur dit net vir my, sodat ons jou kan deel maak van die groep waar ons die boodskappe uitstuur. 083 654 0806. So welkom om my daar te kontak. Daarmee groet ons die aanlyn kykers, geseënde week vir u. As dit moontlik is, Dinsdagoggend 10:00 by die huis vir bejaardes. Anders sien ons mekaar DV Sondag die 8ste 9:00 hier in die kerkgebou. Totsiens.